Goeiedag en baie welkom by vandag se digitale boodskap. Dit is my baie lekker om vandag weer saam met julle hierso te wees na 'n baie besige week waar dit vleiswerk wees en Saterdag was dit bazaar gewees en ons wil net vir een en elkeen van julle wat saam met ons deur die vleiswerkweek was, wat die bazaar kom ondersteun het, baie dankie sê. Dit was weer eens 'n baie suksesvolle bazaar gewees. So baie dankie aan een en elkeen van julle. Voordat ons aangaan, kom ons bid eers saam. Liewe Here, baie dankie vir u voorsienigheid, dat u by ons is en so goed vir ons sorg. Liewe Here, dankie dat ons weer vandag op hierdie manier by mekaar kan kom, waar ons meer van u kan leer, uit die woord kan lees. Here, kom maak dit vir ons oop, kom breek dit vir ons oop, kom maak ons ontvanklik vir presies dit wat u vir ons vandag wil kom sê. Baie dankie vir wie u is, vir al die genade en vir al die liefde. Ons bid dit alles in u naam alleen. Amen. Ek het so rukkie terug in 'n aanddiens het ek gepraat oor alles wat die laaste tyd gebeur het. Hoe die jaar begin het met 'n klomp vloede en hoe daar met 'n klomp brande en hoe daar nou 'n klomp vloede was, maar ook hoe daar so 'n klomp dinge gebeur het waar dit onvermydelik is om nie die Here se hand in al hierdie dinge raak te sien nie. Ons was nou ook in die Kalahari gewees waar ons die lammers gaan haal het en oral waar ons ry lê daar net waters en die diere is vet en dit is net pragtig. Ek ken nou nie daai wêreld so goed nie, maar almal wat nou saam met ons gegaan het, wat nou wel daai wêreld goed ken, se gesigte straal net van dankbaarheid. Die boere en die werkers en almal se gesigte straal net van dankbaarheid oor hoe goed die Here vir hulle is en hoe dankbaar hulle net is vir al die reën wat geval het. En toe dan het my so klein bietjie dink, alles wat ons sien en alles wat met ons gebeur, lyk nie altyd soos wat dit is nie, maar dit weet julle eintlik klaar. Maar die moeilike ding is hoe ons na dinge kyk. Ek meen, ons kan na die Kalahari gekyk het en gedink het, 'n paar jaar terug, dis nou maar 'n droog plek en maar so wees nie. Nooit eers meer bid vir reën nie, of daai boere kon so gewees het en nie eers bid vir reën nie. Of ons kan nou daar verbygery het en gedink het, okay, great, ja, daar lê 'n klomp water en diertjies is vet en baie mooi. Maar of ons kan al verbyry en dink, wow, kyk hoe voorsien die Here vir ek. Dankie Here vir alles wat u vir hierdie boere gedoen het. Kyk hoe voorsien die Here vir al die plante groei en die klein diertjies en alles wat daar so is. Kyk hoe goed is die Here vir dit en het die Here se hand gaan soek in al daardie dinge. En dan as mens hierdie sien van droogte na hoe baie water daar is, besef is ook net hoe daar soveel seisoene in elkeen van ons se lewe is. Hoe onbekend hierdie seisoene is, maar hoe seker ons is dat die Here in een en elkeen van hierdie seisoene is. En ons as 'n gemeente is ook nou in 'n tyd van groei, in 'n tyd van geestelike groei, om die Here se aangesig te soek. Ons het ook 'n lekker en 'n goeie proses in plek gestel, en dit was om te kyk oor waarheen is die Here met ons op pad. En ek en Henry was ook so rukkie terug in Stellenbosch gewees op 'n kursus, 'n intree-leraar kursus, en daar het dit net eintlik vir ons bevestig dat ons op die regte pad was. Op hierdie kursus was daar elke oggend, het ons vir 3 dae saam geopen met 'n teks, met Numeri 13, wat ook die teks is wat ons vandag gaan saam lees. En dan het die fasiliteerder elke dag vir ons gevra wat vir ons uitgestaan het. En dan het hy dit neergeskryf, en as ons klaar is, dan het hy dit so opgeplak, en deur hulle almal gaan, en dan elke dag was daar 'n goue lyn, wat deur alles geloop het. En dit was eintlik net so aangrypend, en merkwaardig om te sien, hoe die Heilige Gees deur ons werk, dat ons dieselfde goeders amper raak sien in hierdie teks. En in hierdie fasilitering het hy ook elke keer dan nou met die klomp vrae wat ek gevra het afgesluit met wat bevestig jou en wat ontwrig jou. En as jy daaraan dink, alles in die lewe is, daar's of 'n bevestiging of 'n ontwrigting, waar ook al die Heilige Gees iets vir jou bevestig dat jy wel op die regte pad is, of jy ontwrig en sê nee, waar die Heilige Gees jou aanspreek. En uit daai ander diens wat Ben gedoen het,
so rukkie terug waar hy vir ons die hele proses verduidelik het en waar ons 'n papiertjies geskryf het. Daardeur het dit net vir ons 100% bevestig dat die roeping wat ons sê om met 'n Christusgesindheid soos Jesus familie en vriend vir almal te wees, daai roeping is 100% bevestig met daai briefies wat julle vir ons dit het so sterk deurgekom. En die vraag wat ons vandag vir julle ook vra is, wat bevestig jou en ontwrig jou in jou lewe? Want albei gebeur. En die teks wat ons vandag saam gaan lees, gaan oor dit wat God vir hierdie mense gesê het en wat hulle toe gesien het. En dit is dan nou ook eintlik ons tema vandag is bedrieglike oë. Wat gebeur en wat sien ons raak? Maar kom ons lees hierdie teks. Ek lees vir ons 1, 2 en 3 en dan lees ek weer vir ons van vers 17 af. Die Here het vir Moses gesê: stuur manne om Kanaan wat ek aan die Israeliete sal gee te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is. Op die bevel van die Here het Moses hulle toe van die Paran-woestyn af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israeliete. Moses het hulle gestuur, ek lees nou van vers 17 af, Moses het hulle gestuur om Kanaan te verken en vir hulle gesê: trek deur die suidland en op na die bergwêreld toe, bekyk die land, hoe dit is en of die mense wat daar woon sterk of swak is, min of baie is, of die land waarin hulle woon goed of sleg is, en of die mense se stede oop of versterk is, of die grond vrugbaar of skraal is, of dit bome het of nie. Doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring. Dit was juis die tyd van die eerste ryp druiwe. Hulle het toe die land gaan verken van die Sin-woestyn af tot by Regob by Lebo Hamat. Hulle het deur die suidland getrek en by die Hebron gekom waar Achiman, Sesai en Talmai afstammelinge van Enak gewoon het. Hebron is reeds 7 jaar voor die Egiptiese stad Soan gebou. Toe hulle by Eskol-skryt kom, het hulle daar 'n rank met 1 druiwetros afgesny. 2 van hulle het dit aan 'n stok gedra, saam met 'n paar granate en vye. As gevolg van die tros wat die Israeliete daar afgesny het, het hulle die plek Eskol-spruit genoem. Nadat hulle die land 40 dae lank verken het, het hulle teruggegaan. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paran-woestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê: ons het in die land gekom waarheen U ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hetiete, Jebusiete en Amoriete in die bergwêreld en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Caleb het egter met die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê: ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê: nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê: die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien. Die Enakiete stam van hulle af. Ons was so sprinkane in ons eie oë. En so was ons ook in hulle eie oë. So, as ons nou net terugdink aan die begin van Numeri. Numeri begin met voorbereiding. God organiseer die volk, stamme word gestel, die wagtyd is verby en alles is op pad in die rigting van die beloofde land. Maar van Numeri 11 af begin dinge bietjie skeefloop. Die stamme begin te kla oor hulle omstandighede, hulle kla oor die manna, hulle verlang terug na Egipte, hulle twyfel in God se voorsiening. Maar dan later in Numeri 12 begin Aaron en Miriam rebelleer teen Moses. Met ander woorde, die tema van wantroue is reeds besig om op te bou. So, wanneer ons dan by Numeri 13 kom, is dit nie die eerste keer dat hulle twyfel nie. Dit is eintlik die hoogtepunt van die patroon van ongeloof. Nou kom Numeri 13. God sê: stuur manne om die land te gaan verken. En nie net enige manne nie, leiers.
Hulle gaan vir 40 dae lank die land verken en dan sien hulle positiewe dinge. Hulle sien, hierdie land is alles wat God beloof het. Hulle bring selfs 'n tros druiwe saam. Hulle bevestig, ja, hierdie is die land wat vloei van melk en honing, wat net vir ons sê dat dit beteken dat God se belofte waar was. Maar dan kom maar 'n bietjie van 'n probleem. 10 van die verspieders sê ons kan nie. Hulle fokus op die reëse, die vestigings, die sterk stede en hulle fokus net op hulle eie swakhede. Hulle sê sommer aan die einde dat hulle in hulle eie oë so sprinkane was. En hier is eintlik die hele kruks van hierdie storie. Dit gaan nie noodwendig oor hoe alles anders lyk nie, maar dit gaan oor hoe hulle na hulle self kyk. Caleb en Josua kom terug en hulle sê, right nou, ons gaan optrek want ons kan dit doen. Die verskil is hoe hulle interpreteer wat hulle sien. Nou kom ons gaan terug na die begin toe. Moses sê, hy stuur leiers uit. En hoekom nou spesifiek leiers? Leiers help iemand om te sien, leiers beïnvloed mense hoe hulle na die toekoms kyk, goed of sleg. Daarom stuur God nie net enige 12 mense nie, hy stuur 12 leiers, een uit elke stam, en hierdie manne verteenwoordig die hele volk. Hulle gaan nie net terugkom met inligting nie, hulle gaan terugkom met 'n interpretasie wat hulle gesien het. En dit is dan presies wat gebeur. Al 12 sien dieselfde land, dieselfde druiwe, dieselfde stede, dieselfde reëse. Maar hulle kom terug met 2 verskillende verhale. 10 sê, nou, ons kan nie. En 2 sê, ons kan. Dit laat ons eintlik besef dat die grootste slagveld in ons geloofslewe is nie altyd ons omstandighede nie. Die grootste slagveld is dikwels ons perspektief. Kyk net hoe Moses se opdrag was. Hy sê vir hulle, kyk of die grond vrugbaar is, kyk of daar bome is, kyk hoe lyk die land, en dan sê hy iets interessant. Bring vir julle so 'n bietjie vrugte saam. Hoekom? God wil nie net hê dat hulle nou moet terugkom, en dan kom hulle nou by die volk aan, en dan sê hulle vir hulle, yes, dit was great geweest, of dit was nie great geweest nie. Hy wil hê dat die volk moet sien, hierso, kyk hoe vrugbaar is alles. Die vrugte was 'n getuienis, die vrugte was 'n bewys gewees. Die vrugte was 'n herinnering gewees dat God se belofte waar is. En dan kom hulle terug met hierdie ongelooflike groot tros druiwe, dat 2 mense dit met 'n stok moet dra. Ek dink sommer aan die boer, hulle moes hom dalk eers gevra het, want hulle sny sommer sy beste tros af en is nou net in oestyd, en hulle sny dit sommer af. Maar toe dink ek, dit is dalk die hele punt van die hele saak, is dat God probeer deur dit vir hulle te bewys hoe vrugbaar hierdie grond is. Kyk na wat ek beloof het, kyk na al die oorvloed. Daardie groot tros druiwe is eintlik maar 'n simbool van God se getrouheid. Maar nou gebeur daar iets merkwaardig. Die verspieders hou die vrugte in hulle hande. Hulle het die bewys, hulle het die getuienis, hulle het gesien dat God se woord waar is. Maar hulle fokus steeds op die reëse. En is dit nie eintlik soms ook ons probleem in die lewe nie? Ons onthou die reëse baie beter as die druiwe, die probleme baie beter as die voorsiening. Ons onthou die moeilike diagnose, ons onthou die finansiële druk, die konflik. Ons vergeet die honderde kere wat die Here reeds vir ons voorsien het, waar ons gedra het toe ons dalk mag val. Die kere wat hy vir ons wel uitkoms gegee het. 10 verspieders kyk na die druiwe en hulle sien die reëse. Caleb kyk na die reëse en hy sien vir God. En daarom sê hy, ons kan beslis optrek. In Hebreëus is hierdie 'n baie sterk uitdrukking. Dit sê letterlik, ons kan sekerlik optrek. Daar is absoluut geen twyfel whatsoever in hierdie sin nie. Ons kan beslis optrek. En dit laat my sommer ook dink aan die storie van Dawid en Goliat. Toe almal anders vir Goliat sien Dawid ook vir Goliat. Hy ontken nie die werklikheid nie. Hy sien dieselfde reus as almal anders, maar Dawid kyk verder as die reus. Hy sien vir God raak. Geloof beteken nie jy maak asof die probleme wat jy het nie bestaan nie. Geloof beteken jy onthou wie groter is as die probleem. En dan kom ons eintlik by die grootste en die hartseerste vers van Numeri 13, dis vers 33, waar daar staan, ons was so sprinkane in ons eie oë en ook in hulle oë.
Hoor mooi wat hulle sê. Hulle sê nie net, ons is sprinkane in God se oë nie. Hulle sê, ons is sprinkane in ons eie oë. Die probleem was nie net die reëse nie. Die probleem was hoe hulle self raak gesien het. Hulle het vergeet wie hulle was. Hulle het vergeet dat hulle deur die Rooi See getrek het. Hulle het vergeet dat hulle manna uit die hemel ontvang het. Hulle het vergeet dat hulle die volk is by wie God self woon. En nou kyk hulle na hulle self en hulle sien net sprinkane raak. En is dit nie eintlik maar ons eie storie nie? Ons kyk na ons eie tekortkominge, ons verlede, ons mislukkings. Dat die Here ons nie meer kan gebruik nie, dat daar nie hoop is nie. Maar die evangelie kom leer vir ons iets anders. Die evangelie sê, my identiteit word nie bepaal hoe ek myself sien nie, maar oor hoe God my sien. Daarom is ons grootste probleem nie ons omstandighede nie, maar ons grootste probleem is ons bedrieglike oë. En daarom is die vraag van Numeri 13 nie hoe groot is die reëse nie, die vraag is hoe groot is jou God? Want net 'n hoofstuk later sterf die droom van die beloofde land vir 'n hele geslag in die woestyn, nie omdat God ongetrou was nie, nie omdat die land nie meer goed was, of die reëse te groot was, of die land te sterk was, of iets soos dit nie, maar omdat hulle nie vir God vertrou het nie. En vandag staan ons ook voor ons eie uitdagings, as individue, as families, as gemeentes. Daar is dinge wat ons bevestig, en ons dinge wat ons ontwrig. Maar die Here vra vandag vir ons dieselfde vraag as in Numeri 13. Wat sien jy? En nog belangriker, hoe interpreteer jy wat jy sien? Want geloof is nie om die reëse te ontken nie. Geloof is om te onthou dat God reeds daar is. En dalk is dit hoekom Jesus eeue later in hierdie woorde spreek. Jou oog is die lamp van jou liggaam. Wanneer jou oog goed is jou hele liggaam ook verlig. Maar wanneer dit sleg is jou liggaam ook donker. Sorg dan dat die lig in jou nie donkerte is nie. Jesus praat nie hier van sig nie. Hy praat van perspektief. Hy praat van hoe ons kyk. Van die manier waarop jy kyk, bepaal die manier waarop jy leef. As jy oë nie die reëse sien, gaan jou hart vol vrese wees. Daarom is ons hoop nie in wat ons sien nie. Ons hoop is in wie ons ken. Ons enigste hoop in lewe en dood is dat Jesus Christus die Here is. So wanneer jy môre, of wanneer ook al, na jou reëse kyk, kyk ook na jou God. Wanneer jy na onsekerheid kyk, kyk na die kruis. Wanneer jy na jou donkerte kyk, onthou die lig van die wêreld. Want Jesus sê, jou oog is die lamp van jou liggaam. Mag die Here vir een en elkeen van ons oë gee wat sy getrouheid raak sien. Mag hy vir ons oë gee wat sy beloftes raak sien. En mag hy vir ons oë gee wat raak sien, soos Caleb en Josua, wat verder kyk as die reëse en die Here self sien. Mag ons oral in ons lewe soek, wat bevestig ons en wat ontwrig ons. En nie toelaat dat daai goeders ons op so 'n manier ontwrig of ontstel, dat ons moed verloor nie, maar dat ons oë na die Here toe sal draai. Laat ons hom raak sien in hierdie tyd. Laat ons dankbaar wees vir sy teenwoordigheid in ons lewe. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie vir wat U vir ons gegee het. U het eintlik 'n klomp goeders vir ons net op 'n skinkbord kom gee. Ons moet net U naam aanroep, met U 'n verhouding hê. En U glo dat U aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood uit. Here, dankie daarvoor, dit is genade. Here, help ons om net die reëse raak te sien en dat ons mismoedig raak deur ons omstandighede en alles wat rondom ons is, of wat al gebeur het, of die toekoms wat onbekend is nie, Here, maar dat ons sal weet dat U vir ons gaan voorsien. Dat ons in ons metaforiese droogte nie sal moet verloor nie, maar sal vertrou dat U vir ons nog steeds sal voorsien. Here, help ons om regtig te gaan soek wat ons bevestig, wat ons ontwrig. Mag ons op so 'n manier lewe, ons lewe op so 'n manier verander, om op so 'n manier te lewe, dat wanneer mense na ons kyk, hulle sal weet, hierdie is 'n kind van U. Mag ons die wees wat ons vriende en familie en gemeentelede en mense sal aanmoedig, en as hulle na ons kyk, dat hulle U sal sien. Dat ons hulle sal aanmoedig om positief te wees en die positiewe dinge raak te sien.
Dankie vir alles wat U vir ons doen. Ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen.